Môre almal, dis Kobus Kreer. Dit is die 10de September 2024. Nou, ek wil vanoggend net saam met julle bietjie uit die Bybel uit lees en met julle kom deel 'n visioen wat die Heilige Gees my gewys het Sondag aand en net bietjie daaroor praat, want spesifiek hierdie visioen en 'n profetiese woord wat die Heilige Gees my een oggend gewys het laasweek, loop hand aan hand. Ek Sondag aand net besig om water in te tap en ek staan net in die badkamer en ek praat in tale en ek loof God en ek prys hom. En die volgende oomblik vat die Heilige Gees my in 'n visioen in. En ek sien die volgende, ek sien 2 krale, waarvan die een kraal het skape in en die ander kraal is daar bokke in. Maar dis half asof ek in die rigting kyk van die skaapkraal en by hierdie skaapkraal is daar 'n drukgang. En deur hierdie drukgang kom daar skape in en elke nou en dan is daar bokke tussenin. Maar voor by hierdie krale is daar 'n swaaihek wat die bokke van die skape skei. Wat baie interessant was, soos wat ek in hierdie skaapkraal inkyk, sien ek daar's bokke tussenin. En dis asof iemand kom en daai bokke uit die skaapkraal uitvat en dit verwyder. En 'n rukkie later begin die Heilige Gees met my gesels rondom die woord wat ek gehad het van Jeremia 14. Nou wat baie interessant is van Jeremia 14, dit gaan oor die droogte wat daar was in die land en hoe Jeremia met God gepraat het en ingetree het vir die volk. Nou ek wil saam met julle lees presies dit wat daar staan in Jeremia en die gesprek wat God en Jeremia gehad het. En dan gaan ons terugkom na hierdie woord, hierdie spesifieke woord van Jeremia 14 vers 14. En ons gaan terugkom na hierdie visioen wat die Heilige Gees my gewys het. Nou, ek gaan net vir julle so lees, is Jeremia 14 vanaf vers 11. Verder het die Here vir my gesê, bid nie vir hierdie volk ten goeie nie. So God sê vir Jeremia om nie vir hierdie volk in te tree nie. God sê die volgende, as hulle vas, luister ek nie na hulle gesmeek nie, en as hulle brandoffers en spysoffers bring, ek het in hulle geen behaag nie. Maar deur die swaard en deur die hongersnood en die pes, maak ek hulle tot niet. Toe sê Jeremia die volgende vir God, Here, kyk, die profete sê vir hulle, dis nou vir die volk, julle sal geen swaard sien en geen hongersnood hê nie. Maar ek sal julle 'n duursame vrede gee in hierdie plek. En die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie en ek het hulle geen bevel gegee nie. Ek het met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leengesig, 'n nietige waarsêery en bedriegery van hulle hart. Daarom, so spreek die Here aangaande die profete, wat profeteer in my naam, sonder dat ek hulle gestuur het. Hierdie profete sal deur die swaard en die hongersnood omkom. Nou, wat baie interessant is, Jeremia sê hierso vir God, die profete sê vir die volk en sê vir die mense, julle gaan niks oorkom nie, julle is fyn. So die profete sê vir die mense wat hulle graag wil hoor. Hierdie vals profete van hier in Jeremia 14 vers 14 sê vir die volk wat hulle graag wil hoor. Hulle sugarcoat alles. En dit het my net laat besef, dit is presies hoe dit gaan vandag. Die meeste kerke wil nie mense van hulle sonde berisp nie. Hulle wil nie reguit praat nie. Hulle sê vir die mense wat hulle wil hoor.
Hulle sugarcoat alles. Want, hoekom is dit so? Hulle is bang hulle verloor lidmate. Nou, hoekom is hulle bang hulle verloor lidmate? Want hulle is bang hulle verloor finansies. Nou, hierdie valse profete het gesê, dat God sê vir hulle, alles gaan fyn wees, maar duidelik maak God dit vir Jeremia, en sê vir Jeremia, ek het nie hierdie mense opdrag gegee nie, ek het nie met hulle gespreek nie, hulle praat uit 'n leengees uit, hulle bedrieg julle, en dit vat my terug na die visioen, wat die Heilige Gees my gewys het. Toe besef ek, hierdie bokke wat hier in die skaapkraal is vals profete, wat tussen God se kinders is, en wat tussen God se kinders opereer, wat 'n leentaal praat. Hulle praat nie volgens dit wat God hulle wys nie. Hulle verdraai die Bybel, en hulle pas dit aan by hulle eie selfsugtige begeertes. En toe ek hierdie skrif, hierdie woord van Jeremia 14 vers 14 by die visioen bymekaar bring, toe hoor ek net hoe die Heilige Gees vir my sê, hierdie bokke wat daar uitgehaal word, uit die skaapkraal uit, dis wolwe in skaapsklere. Ons moet op 'n plek kom waar ons genoeg discernment het om hierdie wolwe in skaapsklere te kan uitken. Mens kan nie net altyd woord bring en almal sugarcoat en nooit iemand berisp nie. Dit beteken ook nie, mens sit heeldag met 'n sambok in die hand en slaan God se kinders oor die vingers nie. Nee, dit is nie wat dit is nie. Maar as die Heilige Gees God se volk wil kom berispe, deur sy woord, wat lewendig en kragtig is, dan moet ons dit vat. Daar's baie keer wat die Heilige Gees my berispe, en ek is gehoorsaam en ek luister. Net so moet ons as mense bereidwillig wees om 'n woord te hoor van God se profete, waar ons berispe kan word. Nie om dat ons pak slaam moet kry nie, maar dat ons op 'n plek kan kom om ondersoek in te stel by onsself en te besef, ek het dalk hierdie probleem, ek het dalk hierdie sonde, ek moet daaraan werk, ek moet dit voor God gaan bely, sodat ek kan vrykom. Mens kan nie net altyd die woord bring van dit wat mense wil hoor nie. Want dit beteken, jy gaan altyd glo jy's op 'n plek waar jy fyn is. Ek wil vir jou kom sê, die tyd wat ons inbeweeg, en ek het dit al op vorige video's ook gesê, gaan discernment gaan baie belangrik wees. Jy moet kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Jy moet kan onderskei tussen 'n ware profeet van God en 'n valse profeet. En al hoe jy dit gaan regkry, is om 'n nou verhouding met God die Vader te loop en met die Heilige Gees en sy Seun Jesus Christus, wat vir elke een van ons aan die kruis van Golgotha gesterf het, om in 'n verhouding te wees. Jy kan nie meer net eenmal 'n week Bybel lees nie. Jy kan nie net elke tweede dag bid nie.
Jy moet 'n relationship hê en al hoe jy hierdie verhouding met God kan hê en deur enige verhouding te hê, is deur Bybel te lees, deur te bid, deur te worship, in tale te bid, en ander kere net om stil te wees voor God en te luister na sy stem. En mense, ek wil graag net hierdie met julle kom deel het. Ek glo met hierdie woord wat die Heilige Gees my gewys het, dat God is op die stadium besig om hierdie vals profete aan die kaak te stel. Ons gaan 'n siftingsproses deur waar God besig is om die skape van die bokke te skei. En hierdie klomp bokke wat ingeslyp het tussen God se kinders, God gaan hulle aan die kaak stel. Een vir een gaan hulle aan die kaak gestel word en hulle gaan verwyder word van God se skaapkraal. Want die woord sê tog in Johannes 10 dat ons wat vir God ken, die skape ken sy stem. Die skape ken die herder se stem. En dit is belangrik dat ons al hoe meer sensitiewer sal word, dat ons die stem van God, die stem van die Heilige Gees, hard en duidelik kan hoor, dat ons nie mislei word in hierdie laaste tye nie. My gebed vanoggend is, dat elke een se geestesore sal oop wees, en dat hy die stem van die Heilige Gees hard en duidelik kan hoor, en dat hy al hoe nader aan God die Vader sal beweeg. Vader, ek bid net, dat jy elke persoon wat na hierdie video kyk nou, dat jy hulle kragtig sal aanraak nou. Heilige Gees, raak hulle aan. Gee hulle onderskeiding om u stem hard en duidelik te hoor. Jesus, ek kom en ek neem elke negatiewe gedagte van die vyand in mense se koppe plaas, gevange, ook elke negatiewe emosie en elke negatiewe beeld in hulle geestesoë, neem ons nou gevange in die naam van Jesus Christus. En ons bid dat hulle die stem van die Heilige Gees kragtig en hard en duidelik sal hoor. Mense, baie seën vir julle, baie sterkte ook, as daar enige iemand is wat gebed nodig het. My nommer is 082 7725 661. Totsiens.